Goeiemôre vriende, hier op hierdie mooi maandag, die 6de April 2026. Einde van die lang naweek. Die van julle wat terugry, ry asseblief versigtig terug. Kyk maar mooi as jy moeg is, trek maar eerder 'n bietjie af en ontspan so 'n bietjie voordat jy verder gaan. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, dankie vir hierdie naweek wat agter ons is, die naweek waar ons u kruisiging en die opstanding gevier het. Here, u het opgestaan uit die dood sodat ons inderdaad 'n lewende hoop kan hê. Here, u die God van liefde teenoor al die ander gode wat ons van hoor, ons hoor by Mohammed en ons hoor by al daai ander waar dit 'n God van wraak is, 'n God van oorlog is, 'n God van oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand is. Hoe leer hy vir ons in die Nuwe Testament aan in die kruis, dis net die teenoorgestelde wie u is. U is 'n God van liefde wat juis omdat u liefhet, u seun gestuur het. Here, dat dit juis gaan dat die wraak u toe kom, maar nie ons toe kom nie. Dit is nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Here, by ons leer ons as kinders van u, jy wat draai die ander wang, jy stap die tweede myl. Jy vergewe 70 maal 7 keer vergewe jy. Here, baie dankie vir hierdie naweek. Mag ons in hierdie jaar ingaan in hierdie gees van hierdie naweek. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek was so 'n bietjie in die gees bly van die naweek nog. En ek het gedink, gewoonlik nadat ons klaar is, vriende, met 'n boek of goed, of soos wat ons nou sê, met meditatiewe aanddienste eintlik wat spesifiek gefokus is en was op die kruisiging, dan gaan ons voordat ons oorgang na die nuwe boek toe, dan staan ons nog so 'n bietjie stil by meditasie. En ek het gedag vandag in hierdie maandag waar ons nog amper al van die gees van die naweek is, wil ek nie met 2 Timoteus begin nie. Maar wil ek vir julle Psalm 139 lees en dat ons 'n bietjie daaroor reflekteer. Is so 'n mooi Psalm. Ek dink nie ons sal inderdaad enigsins by alles uitkom nie, want dan staan dit oor tot môre toe, dan kan ons dit miskien oor 2 dae doen. Psalm 139. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Nou ons moet onthou, vriende, dat hierdie psalms deur Dawid geskrywe. Dawid het hierdie ongelooflike, of eintlik nie ongelooflike, wonderlike verhouding met God. Ja, hy het droog gemaak, ons ken sy geskiedenis. Maar van 'n jong seun al af het hy hierdie absolute rotsvaste vertroue in God. Daarom kon hy Goliat aanvat. Hy het 'n saak gehad, almal het gebewe rondom hom, hy is jong seun, vat vir Goliat aan, en sy eie krag, nee, in die krag van die Here. Hy sê dit ook, maar jy kom na my toe met 'n stok en 'n swaard en 'n spies, ek kom na jou toe in die naam van die almagtige God. Hierdie jong seun, amazing. En hierdie man, hierdie koning, wat hierdie lewende verhouding met God kom, hy kom sê, Here, u sien dwars deur my, Here, u ken my gedagtes, Here, voordat ek nog voordat ek nog opstaan op 'n reis of wat ook al, u bepaal dat u is met al my paaie goed bekend. So hy kom sê, Here, ek kan niks vir u wegsteek. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, Here, of u weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Vriende, die skerry gedeelte is dat God inderdaad weet wanneer ons sit, wanneer ons opstaan, wanneer ons reis, wanneer ons dit. Hy ken ons gedagtes. Voordat jy en ek nog 'n woord spreek, weet God al wat dit gaan wees. Dis skerry. Maar dit is ook baie gerusstellend om te weet dat hierdie God is ons God, was Dawid se God gewees. En hierdie God kom sê, Dawid, moet julle nie vir een oomblik betwyfel nie. Hy omsluit jou van alle kante.
Hy neem jou in besit. En dan sê Dawid net, Here, U is te groot vir my, Here, hierdie wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. En is dit nie waar nie, vriende? Dit is te hoog vir ons begrip. Hoe God werk, hoe hy na ons omsien, hoe hy eenvoudig ons omsluit, is te hoog vir ons begrip. Mag julle belewe dat hierdie God van Dawid, wat julle gedagtes ken, voordat jy nog sit en opstaan, dit weet, hy sien dwars deur jou, jou ken jou, dat hy jou God is en hy jou Vader is. En dat ek en jy met enigiets na hom toe kan gaan. Dis my 5 vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.